Ons is besig met ons reeks. My vertroue is so dat die Here 'n nuwe vlam in ons gemeente sal losmaak met hierdie reeks. Die Here het 'n nuwe seisoen in ons gemeente wat daar is. Ons het gaan kyk na ons visie, ons missie en ons is besig om te kyk na al ons waardes. Ons is vandag besig met die 5de waarde in ons gemeente. 50 waarde. Deel nog wat is die eerste waarde? Vars brood. Ons het elke dag vars nodig om by die Here te hoor. Ons het vars nodig om 'n nuwe openbaring van God te kry. Ons kan nie meer, nie in vandag se lewe, kan ons nie meer leef op gister se woord nie. Gister se woord is nie noodwendig vir vandag se woord nie. God sê dat hy wil daagliks vir ons brood gee. Daagliks wil hy met ons in 'n kommunikasie hê. Die tweede ene was 'n brandende vuur. Ons moet nou opnuut, die eerste ene, dat Jesus is niks anders as die lewende brood nie. Nou, die tweede ene is daai brandende vuur, is die branding van die Heilige Gees in ons lewens. Ons gaan nie, veral in die laaste dae, dit gaan nie makliker word in hierdie lewe nie. Dit gaan nie. Inteendeel, daar gaan 'n groot duisternis oor die aarde kom, maar oor jou, God is vir ons 'n toevlug. Hy is die een binne in ons, en die kerk gaan al hoe groter en al hoe sterker word in die laaste dae. Tot die volle heerlikheid toe, dat die kinders van God is soos die oggendson, en hoe helderder hy word, hoe langer dit aangaan, hoe helderder hy word dit, tot op die hoogtepunt van sy brand. Dan sal God ons kom haal, op die hoogtepunt van die kerk. Brandende vuur, dat die Heilige Gees met in ons binneste brand. En dit maak dat dit 'n lig is dit gee lig, maar dit is ook 'n warmte, 'n hitte vir mense om nader te kom. Wat is die derde ene? Sê? Oop arms. Ons as gemeente sê ons wil altyd oop arms hê. Oop arms hê vir as daar mense inkom. As daar mense inkom van buite af, maak nie saak wat hy gegaan het nie, of hy varke opgepas het, of wat hy gedoen het nie, ons sal altyd oop arms hê vir hulle. Ons verstaan dalk nie, die mense wat hier inkom, hoe gebroken hulle is, en dat hulle God nodig het, en hulle voel ek moet vanoggend kerk toe gaan, hulle het alles by mekaar geskraap, moet by mekaar geskraap, om hier te wees. Ons moet dan die vriendelikheid van God hê, die Vader wat oop arms het, en hulle in te bring, en hulle in te nooi. Ons kan nie dat hulle hier instap en hulle voel dat hier is 'n kliek, ek gaan nooit hierby kan inskakel nie. Ons vriendelikheid moet aan almal bekend wees. En dan die vierde ene, 'n diensbare hart. Dat vir die wat in ons gemeente is, die wat deel is van die liggaam, ons is daar om elkeen van ons het 'n funksie in die liggaam, om die liggaam te bedien. As jy nie hier is nie, mis ons jou. En vanoggend, die 5de ene, is ons is 'n lig in die donker. Ons is 'n lig in die duisternis. Ek en jy. As jy jou hart en jou lewe vir die Here gegee het, is daar 'n lig wat in jou binneste brand. En mense is aangetrokke tot daai lig. En die een is van ons oop arms, soos mense inkom hier, wat van self besluit het, die Here het met hulle gepraat, om in te kom, dan gaan ons met oop arms bedien. Ons gaan hulle met oop arms ontvang. Maar ons kan nie net hier sit en wag vir hulle om in te kom nie. Ons is die wat gestuur is om te sê, gaan en gaan haal hulle. Matteus 5:14, is deel van die bergpredikasie. Sê Jesus hier, hy sê, julle is die lig van die wêreld. Ons moet besef, elkeen van ons wat vandag hier so sit, daar is 'n lig wat in jou binneste brand. Die dag as jy jou hart en jou lewe vir die Here gegee het die Heilige Gees in jou binneste gekom, en God het homself in jou kom deponeer. En as gevolg daarvan, is daar iets anders in jou lewe, en daar is 'n lig wat in jou binneste brand. Nou hier is nie net sommer enige lig nie. Ek lees in Jesaja 60, ons gaan nou terugkom na vers 16 toe. Jesaja 61, sê daarso, that arise and shine, be radiant with the glory and the brilliance of the Lord.
for your light has come, and the glory and the brilliance of the Lord has risen upon you. Ons het verstaan, dat die lig wat in ons binneste brand, is nie enige lig nie. Dit is nie enige lig nie. Dis God self wat in jou binneste is. En baie van ons het al beleef dat mense na jou toe kom en sê, ek weet nie, daar's iets anders oor jou. Ek weet nie hoekom nie. Maar dit is omdat dit is al vir ons 'n normal ding. Maar vir die wêreld daar buitekant, hoe donkerder dit is daar buitekant, hoe helderder gaan jou lig brand. Hoe helderder, hoe meer gaan jy uitstaan. En dan, as ons daai een teruggaan, in vers 16, dan sê, laat julle lig so skyn vir die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Weet julle ouens, hierdie lig van ons, wat in ons binneste brand, moet 'n aangename lig wees. Dat dit sê dat hierdie lig moet op so 'n manier skyn vir die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. En ongelukkig het ons so 'n manier ontwikkel in die kerk. Ek weet dit is nie in Vermeer gemeente nie. Dit is in baie ander gemeentes so. Okay. Maar ons het 'n manier ontwikkel en baie maniere, mense het baie keer so goeie bedoelinge. Daar's hierdie brandende ding in hulle binneste en hulle wil net hierdie evangelie verkondig en dit. Daar is 'n verkeerde manier om jou lig te laat skyn. Het jy al agtergekom? Baie keer het jy hierdie floodlight. Wat jy skyn hom in die ou se oë. En jy skyn hom so dat hierdie ou se word so verblind deur wat jy sien. En dan sê hy, hoor hierso, jy moet jou lewe reg kry. Sê jy maar al daai lig uit my oë uit, man. Maar jy verblind hierdie ou so dat hy voel ek moet net wegkom. Het jy al agtergekom, party ouens is net bietjie overwhelming. Het jy dit al agtergekom? Ons moet ophou om Bible punchers te word. Ons is by die werk en jy weet, jy kry partykeer hierdie ouens wat hulle bedoeling is dalk reg, maar kom ons leer die regte manier om lig te wees vir hierdie donker wêreld, om uit te gaan. Jy kan nie net heeldag rondloop met die Bybel onder jou arm, dat as almal jou sien, dan sê hulle, dit is die heilige ou daai. Moet net nie met hom praat nie, want hy gaan vir jou presies sê waar jy alles verkeerd doen. Hy gaan daar so lig in jou oë skyn, dat as iemand jou geleentheid gee, dan is dit net van, hoor hierso, jy weet ek het jou 'n bietjie dop gehou. Jy weet, jy moenie so vloek nie, jy moenie so nie, dit is net erg. Jesus was 'n aantrekking vir baie mense gewees. Hy was nie iemand wat 'n afstoot was vir sondaars nie. Laat julle lig so skyn vir die mense, dat julle hulle goeie werke kan sien. Ons evangelie, die lig wat ons moet skyn in die donker, moet 'n sagte lig wees. 'n aantreklike lig wees. My vrou is nog baie sensitief vir helder lig. Jy weet, as daar 'n baie helder lig in haar oë skyn, dan kry sy maklik 'n migraine. En partykeer is ons hierdie laser light met die evangelie, dat ons skyn dit so in mense se oë, dat hulle voel net, weet jy, ek wil net nie weer so iemand ontmoet nie. Dit is net te veel. Hulle gee my migraine. Onthou julle daar was 'n tyd wat ons, ouens, onthou julle die kruistogte in die middeleeue. Die kruistogte, het die ouens gegaan en hulle het gesê, ons gaan die evangelie verkondig. Dan het hulle wyd en suid gegaan en hulle het op kruistogte gegaan en almal voor die voet doodgemaak wat nie die evangelie wil aanvaar nie. Dis hoekom hulle dit noem die donker eeue. Dit is toe God se lig wat moet skyn, het so helder in mense se oë geskyn, dat as jy nie aanvaar nie, maak ons jou dood. Daar was 'n tyd waar die ouens gesê, turn or burn. Jy weet, ken jy die Here? Gaan jy het jy hom al aangeneem?
Nee, nog nie. Stel die belang om aan te neem. Nee, so jy gaan hel toe. Ek wil nie so evangelie hê nie. Is dit nie 'n manier om mense te oorreed? Ek onthou, wie was daai ou wat met sy doodskus op sy kar gery het? Don Leonard. Hæ? Wat? Nee, ek weet, maar hoor nou net. Partykeer vat ons dit te ver. Jy kan nie mense bang maak vir die hel, sodat jy hulle in die hemel kan kry nie. Nou, hy het goeie bediening ook gedoen, maar jy kan nie die evangelie so maak, dat dit 'n vrees is vir mense. Hy sê, nou ek kan nie, ek is so bang vir die hel, ek moet maar, dit is my get out of jail free kaart nie. Dit is nie die evangelie nie. Die evangelie wat ons verkondig ook, is nie 'n evangelie wat jy, dit is soos 'n lewenspolis nie. Jy weet, die dag as ek nou tot sterwe kom, dat ek nou hierdie dinge het van, dis my, ek het Jesus aangeneem, so, ek gaan nie hel toe nie. Ek gaan daar in hemel toe. Ek is so bang vir die hel, so ek moet hierdie polis uitneem. Ons kan nie evangelie so verkondig nie. Dit is om die lig te misbruik en dit so te skyn in mense se lewens. Ons het die awesomeste boodskap van verlossing. Ons moet net leer om dit reg te doen. Die lig wat ons moet skyn, moet in 'n donker wêreld wees, dat dit is 'n hoop vir mense. Ek hardloop na dit toe. Ek wil vir jou sê, as jy die evangelie verkondig aan iemand, of jy is net 'n lig daar by die werk, as jy dit nie in liefde doen teenoor daai mense nie, dan doen jy dit verkeerd. Die evangelie wat ons verkondig, weet jy wat beteken die woord evangelie? Dit is 'n Griekse woord van wat? Dit is 'n groot woord. Die dokter sou onthou, besurkie, Evangelion. Wat beteken dit? Ja, daai woord, Evangelion, beteken goeie nuus. Evangelie is goeie nuus. Weet jy, die evangelie net in sigself, as jy in liefde vir daai mense wat verlore gaan, as jy net in liefde vir daai ou kan sê, weet jy, God het jou lief. Hy het sy lewe vir jou aan 'n kruis uitgegee. En dalk aanvaar hierdie ou nie dit nou, dit wat jy gesê het, maar jy het 'n saadjie geplant. Dan het jy 'n lig gewees, en hierdie ou, jy dalk hierdie evangelie verkondig aan hom, en vir hom gesê waaroor dit gaan. En dit het gemaak, dat jy het hom geskuif, van waar hy op 'n skaal is, waar 0 is, waar hy tot bekering gaan kom. Hy's op 'n -10. Jy dalk net daar wat jy liefde aan hom getoon het, en sê ek's 'n Christen, maar, jy weet, it's nice. Skuif jy hom van 'n -10 na -8. 'n ander ou kom, en hy betoon ook iets nice aan hom, en sê, hoorie, so is jy ook 'n Christen? En sê, ja. En hy sê, wow, dis awesome. En dit skuif hom na 6 toe. En mettertyd kom hy waar hy -1 is, en iemand kom met 'n simpel dingetjie, en hy sê net vir hom, weet jy, die Here is met jou. En net daar, maak dit dat hy tot bekering kom. Nou wie het die ou tot bekering gelei? Almal wat iets, 'n saadjie geplant het. Tot daar. En dis hoekom Paulus op 'n stadium toe sê hulle, hoorie, so ek is 'n navolger van hierdie ou. Nee, ek is 'n navolger van hierdie ou. Nee, ek is van Apollos. Nee, ek is van hierdie ou. En Paulus sê, hey, ons almal werk in dieselfde koninkryk. Jy doen 'n bietjie, ek doen 'n bietjie, daai een doen 'n bietjie, maar eventually is ons 'n team. Dat ons lig op 'n manier skyn. Ons het al so 'n bietjie gesels daaroor. Weet jy, as ons net begin om vriendelik te wees teenoor ander gelowe, nie die evangelie in hulle kele af te druk nie, maar net om dat die vriendelikheid wat in ons is, aan hulle bekend word. Wat 'n ou net vir hom groet en sê, hallo, ek respekteer dit wat jy aan het. Al lyk jy soos 'n ninja. As jy respek het vir dit,
en jy kan hulle vriendelik groet. Weet julle dat vriendelikheid is 'n skaars ding in hierdie wêreld daar buite? Het julle dit al agtergekom? Hoe tawer die ekonomie raak, nou, hoe meer conniving raak dit, en hoe meer duister raak deals. Maar as jy net kan kom en jy klim in die lift, jy sê, hallo. En almal kyk mos vir die liggies daarbo. Nee, gaan goed met julle? Wat is hierdie? Dis snaaks, dis weird. Wat gaan met hierdie ou? Nee. Maar ouens, dit maak dat ons lyk anders. En dan daai sensitiewe ene. Het jy al gesien hoe vriendelik mense op die paaie is? As jy jou flikker aansit, dan is dit, hallo. Awesome. En baie van ons ry dieselfde pad. Elke dag. En nader dan sien jy, ek ken hierdie ou. Hy gaan weer indruk, so jy druk hom so, jy hou hom daar. Maar op 'n stadium kan jy kom en jy kan sê, man, hey, nader dan groet julle mekaar op die pad, hey, ja. En jy gee hom kans en sê, hierdie ou, ek weet ek gaan daar 'n gap kry. Hy is altyd vriendelik. Nee, eventually stop jy dit dalk op dieselfde plek. How's it? Jy sê, hoe is jy so anders? Weet jy, so awesome dag. Van die Here sê sy genade is elke dag nuut. En dit is 'n saadjie wat jy plant. Kom ons wees net 'n lig. Laat ons begin warmte versprei. En weet jy, 'n verandering begin baie klein. Baie klein. En dit kan versprei all over. Maar jy kan die katalisator wees vir iets majors. Ons kan ons lig so laat skyn, dat ons vriendelikheid bekend word aan alle mense. Daar by die werk, almal is bot. Yes, die budgets klop nie. Maar hierdie is altyd vriendelik. Weet jy, dis 'n lig wat skyn. Dis nie 'n fisiese lig nie. En jy woem. Hier. Weet jy, net 'n glimlag. Nee, sê die ou, sy daar straal altyd. Ja. Maar weet jy wat, hier binnekant is daar iets wat moet brand. En sê ja, weet jy, ek verstaan dit is taaf. Ek verstaan dit is moeilik. Nee, maar ek weet dit my God hy sal 'n uitkoms gee. Hy sal. En dit maak dat jy anders is. En dit maak dat mense vir jou kom vra. Weet jy, daar is 'n ding wat baie mense sê, dat moenie opinie gee voordat jy iemand nie gevra het vir een nie. Ek dink die ergste ding is as mense opinies het oor baie dinge in jou lewe, maar jy vra nie vir opinie nie. Dit is bietjie, weet jy, hou jou opinie. As ek kom soek, sal ek kom vra. Of like jy mense wat baie opinies oor jou lewe het, oor jou hare? Nee man, glad nie. As jy vra, want jy's in die begin van, ek weet nou nie, moet ek lang hare, moet ek kort hare, dan kan jy vra, wat dink jy? Want ek is oop vir verandering. Maar as almal 'n opinie het oor my, nee, asseblief, ek bou naderhand 'n groot weerstand op, asseblief, glad nie. In Matteus 5 vers 13 staan daar so, dat die Here sê, dat julle is die sout van die aarde. Nou, wat maak sout? Wie van julle het al lekker pak biltong geëet? Goed gesout is. Ons eet mos die biltong. Nee, as jy nou 'n lekker pak biltong geëet het, lekker sout. Nee. Dan raak jy dors. Dan moet jy mos nou ietsie drink, want jy kan net nie meer nie. Of as jy gaan movie en jy gooi daai sout en asyn op. Moet net nie asemhaal as jy hom
Asyn gaan in jou longe in. En dit is 'n hindernis vir almal, so asseblief net nie dit. Maar as jy hom geëet het, dan begin jy sê, okay, vrou, het jy nog Coke? Ek het dit klaar gedrink. Want dit maak mens dors. Weet jy, mense wat nie vra vir die evangelie nie. Of as die Here dit nie op jou hart gedruk het, gaan deel met hierdie ou nie. Die Heilige Gees leef in ons. Die Heilige Gees weet met wie ons al kan deel. Maar ons is sout. Mense daar buitekant het nie noodwendige dors vir die evangelie nie, hoor. Dat ons lig so moet laat skyn. Dat ons vriendelikheid so bekend raak. Dat ons so sout sal wees in hulle. Dat wanneer ons so met hulle is en ons is heel anders as die res en naderhand raak hulle dors vir dit wat jy het. En dan as hulle vir jou vra, dan sê ek, kom ek vertel jou. Kom sit. Kom ek vertel jou. My vrou is so awesome voorbeeld van dit. Dis nou een ding van Rita, sy het net hierdie manier, mense deel met haar dinge, en ek wil hê sy moet 'n getuienis kom lewer oor, so ek wil vra, vroukie, sê gou, net kom, net vertel. Dis sy. Nou, in hierdie week moes ek 'n audiologie kongres gaan bywoon, en nou, onder die audioloë is ons Christene, moslems, hindoes, en ek en twee van my kollegas sit in gesels, en hulle is opgewonde om my te sien, want intussen het die Here vir ons die wonderwerk van Zoe gegee, en ons gesels so, en hier sit 'n hindoe meisiekind langs my, en ek hou nie daarvan om iemand uit te laat voel nie, so ek draai toe so, dat sy saam in die gesprek kan wees, en ons gesels oor die Here se goedheid, en sy voorsiening, en ek kan sien sy koes so weg vir dit, en sy vra my toe later, hoe oud is jou dogtertjie? En ek sê toe, sy's 2 jaar en 4 maande, sy sê, sy het 'n dogtertjie nou van 18 maande, sy slaap glad nie. Nou ek kan identifiseer met dit. Sy het nou eers begin deurslaap, het voel of ek 'n jaar van my lewe verloor het. Want sy sê, haar kind word 3-4 keer in die nag wakker, want sy het so kwaai oorpyn. En haar keeltjie seer, sy kry mangelontsteking, en sy het al 2 keer grommets gekry, en dis erg vir 'n ouer as jy kort jou kind in theater moet laat ingaan, en hulle moet grommets insit. En ek sê toe van, ek verstaan die stryd waardeur jy gaan. Ons dogtertjie is nou net 'n rukkie terug deur adenoids uit al mangels, uit al grommets insit. Ek sê, as audioloog is dit een ding. As 'n mamma, maak dit jou bang. En as jy nog moeg ook. En sy sê toe, sy weet nie meer nie, want sy is nou al moeg om haar kind dokters toe te vat. En hulle het ons 'n pakkie tissues uitgedeel. En ek sê toe vir haar, ek haal toe die tissue uit, en ek het salfolie in my handsak. Want die Here sê, as jy siek is, kan jy hulp vra, en dan moet iemand 'n sakdoek afsalf, en dit stuur vir die een, dat hulle gesond kan word, né? Dit staan mos nou in die Bybel. En ek sê toe vir haar, weet jy, ek gaan hierdie tissue afsalf, want sy is hindoe nou. Ek gaan die tissue afsalf, ek gaan daaroor bid, dan vat jy dit huis toe, en jy sit dit op jou kindjie, en ek gaan saam met jou vertrou dat Jesus sal gesond maak. Ek dwing nie my geloof op haar af nie, ek het haar gevra of ek dit vir haar kindjie kan doen, kan ons vir haar bid, kan ons vir haar kindjie bid, en sy sê toe, ja, enigiets wat sal help. En ek vat die tissue en ons salf hom af, en ek bid oor dit, dat Jesus haar kindjie sal genees, en ek gee dit vir haar. Nou is ek nie seker of sy nou dit gaan doen of nie doen nie. Nou met julle hoor hoe werk Jesus, né? Onthou, hindoes doen alles baie simboliek, né? Daar moet iets gedoen word, daar moet iets gedoen word, daar moet iets gedoen word, met al daai lelike afgodsbeelde van hulle. En die goed so lelik, ek skrik my dood vir dit. Maar nou ja, ek gee toe vir die tissue. En die volgende oggend kom sy baie opgewonde by my by die kongres aan, sy sê, my kind is gesond. Haar koors het gebreek, sy is haarself, sy het vanoggend haar pappies geëet, sy het haar melk gedrink, sy hardloop die huis vol, sy sê vir die eerste keer in maande is my kind gesond. Die tissue het gewerk, your prayer worked. Dit wat jy tot jou God gebid het gewerk. My kind is gesond. Nou die prys wat ek betaal het, was my kind was ook al siek, maar ek het geweet, Jesus is die geneesheer. En nou weet sy ook, Jesus is die geneesheer. Amen.
As hy, verstaan julle, om die evangelie, ek dink dit is awesome. Ek dink dit is awesome. Om die evangelie te verkondig, is nie noodwendig, hoor hierso, ken jy Jesus? Weet jy, dit het hy gedoen en dit het hy gedoen. Baie keer wil die Here, wil mense net eers sien, weet dat ons vriendelikheid bekend raak. Ons goedheid aan hulle bekend maak. Maak nie saak of jy Jesus ken nie. Kom dan bid. Kan ek saam met jou bid? Kom ek saam met jou vertrou? En dan sien hulle die krag van God. En dan sê hulle, hoor hierso, hierdie God wil ek dien. Hoe het die Nuwe Testamentiese kerk groot geword? Hulle stap en hulle kom by 'n man wat by die tempel se ingang staan en hulle vra vir almoses. Hy sê, weet jy, sorry, ek het nie nou geld by my nie. Sorry, maar weet jy wat ek hier by my het? Is God self. En die grootste behoefte wat jy het, is om gesond te word. En hy sê vir hom, staan op en loop. En hy staan op en loop. En dit is 'n evangelie, dit verkondig dat God is. En dat hy het bemoeienis met elke een daar buitekant. Dink julle nie dat dit het 'n verskil gemaak in hierdie Hindoese vrou se lewe nie? Verseker, vir maande was hierdie kind aanhoudend siek en sy is 'n audioloog, sy weet hoe dit gaan. En dit gaan nie net so oornag nie, gebeur nie. En Jesus genees. Dink jy nie dat sy gaan dit sê van, weet julle ouens, ek wonder, is dit nie dalk die regte geloof nie? Rita se getuienis, of dit wat sy gedoen het dalk haar net gemaak, dat sy van 'n -10 na 'n -3 toe gaan. Want wow, dit is awesome. Maar weet jy, net hierdie. Paulus skryf in 1 Korintiërs 9, ekskuus, dis nie op nie, hoor. 1 Korintiërs 9 vers 16, hy sê, want ek het die evangelie verkondig. En dit is vir my geen roem nie. Ons om die evangelie te verkondig baie keer, dis nie maklik nie. Jy sal die een wees wat dalk so 'n bietjie uitvoel by mense. Jy weet, met familiebyeenkomste nooi hulle jou nie, want jou lig is dalk in hulle duisternis te erg, dat hulle kan nie drink soos wat hulle kan nie, so hulle nooi jou nie. So jy voel uit. Gebeur dit met julle ook? Dit gebeur met ons. Hy sê, want daar is 'n dwang wat my opgelê is. En wee my, as ek die evangelie nie verkondig nie. God het nie 'n plan B nie. Ons is sy plan om die evangelie, die goeie nuus te verkondig, dat Jesus het vir elke persoon gesterf. En Jesus het vir elke persoon die volle prys betaal, dat hulle nie 'n ewige hel toe hoef te gaan nie, maar dat hulle saam met hom in die ewige heerlikheid kan wees. Jy is vanoggend hier, want iemand het dit met jou gedeel. Ons kan nie net hier sit en sê, wow, dit is awesome om in die Here te dien. En so nou en dan gaan ek kerk toe, maar ek weet, my saak is daarom met die Here reg. En ons, die awesome boodskap wat ons het, ons laat nie toe dat daar die lig van God na buite toe skyn nie. Ons kan nie dit toelaat nie. Paulus skryf, daar's 'n dwang wat my opgelê is. En wee my, as ek nie hierdie goeie nuus uitdra aan mense nie. Dat as ek nie hierdie lig van my laat skyn nie. Maar weet jy wat alles begin? Deurdat my hart begin breek vir dit wat God se hart breek. God is in die besigheid daarvan om verlore mense in te bring. En God wil hê dat ons deel daarvan moet wees. En my vertroue is dat dit is een van ons gemeente se waardes. Ons wil die wees wat uitgaan. Dat elke lidmaat 'n lig sal wees in die duisternis daar buite. 'n 10de van hierdie gemeente se inkomste gee ons sodat die evangelie uitgedra word. Pieter het Outreach Unlimited en baie Sondae sê jy sien, hy en sy span is nie hier nie, want hulle is besig om die evangelie te verkondig en 'n groot verskil te maak in ons omgewing, in ons gemeenskappe. En dan is ons besig om te gee aan geopende deure waar 'n sendingorganisasie is sodat die evangelie van Jesus verkondig word waar daar persecution is. Hulle werk net daar waar Christene doodgemaak word vir hulle geloof.
En my en jou geld gaan soontoe. Ons maak 'n awesome verskil. Want ons wil hê dat die lig, die evangelie, die goeie nuus moet die wêreld volgaan. Jesus het sy laaste opdrag aan ons. Sy gaan heen en maak disippels. Ons kan nie hier sit en wag dat hulle moet inkom nie. Daar gaan van hulle wees wat inkom. Verseker, God is getrou. Maar Jesus het gesê, kom ons gaan. Dit beteken nie jy moet jou werk bedank en Sudan toe gaan nie. Dit beteken dat jy net jou lig laat skyn, daar waar jy by die werk is. Daar waar jy familiebyeenkoms is, dat jy jou lig sal laat skyn daar. En dan as mense vra, dat jy met vrymoedigheid kan sê, dis hoekom daar 'n blydskap in my binneste is. Dis hoekom daar 'n lig in my binneste brand. Die lewe is vir my ook taaf. Yes. Maar ek weet ek het 'n toevlug. Die lewe gaan vir my ook, daar's baie stryd in my lewe. Maar ek weet dat God sal vir my deurkom. Verseker. En dit maak dat daar 'n lig in ons brand. Dit maak dat ons anders is as die wêreld daar buite. Kom ons sit en bid ons. Vader, ons het U nodig elke oomblik van die dag. Ons is afhanklik van U. Help ons dat ons die lig sal wees in 'n donker wêreld. Help ons, Here, dat ons altyd goeie verteenwoordigers van U sal wees. En dat ons lig sal laat skyn, Here. Ek wil vir U vanoggend vra, jy nie vanoggend hier sit, en jy is nie seker dat jou saak met die Here reg is nie. Of jy het nog nooit op 'n plek gekom waar jy jou hart vir die Here gegee het nie. Maar jy ervaar jy wil dit graag nou doen, sodat jy sekerheid kan hê, dat jy, as jy jou laaste asem uitblaas, dat jy in God, saam met God in heerlikheid sal wees. As so iemand is hier, terwyl almal se oë toe is, wil jy nie jou hand net opsteek. Die Here het die evangelie so eenvoudig en so awesome gemaak. Dat die Here sê dat as jy jou sondes bely, hy is jou getrou en regverdig om die sonde te vergewe en jou te reinig van alle ongeregtigheid. En hy sê dat as jy my aangeneem het, as jou persoonlike verlosser, gee ek jou die reg en gee ek jou die mag om kind van God genoem te word. So ek gaan vra dat jy net so, waar jy sit, net agter my aanbid. Sê, Here, is 'n sondaar en ek het nodig dat ek gered moet word. Ek aanvaar dit wat Jesus vir my aan die kruis uitgedoen het. En ek gee nou my hart en my lewe oor vir U. En ek vra dat U nou sal kom. My hart kom woon. En dat U in hierdie oomblik my naam in die boek van die lewe skryf. Ons geloof is, dat as jy daai eenvoudige woorde gebid het, dat jy jou hart en jou lewe met die Here reggemaak het. En dat jy jou destiny verander, deur so iets eenvoudigs. So iets kleins. Here, ons dankie. U woord sê, as een sondaar tot bekering kom en inkeer kom, is daar 'n fees in die hemel vir hierdie kind wat tuis gekom het. En ons eer U daarvoor, Vader. In Jesus naam bid ons dit. Amen.